Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Vrydag, die 25ste April 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, skermmoord, man en vrou sterf in Milnerton. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: Wynberghof, skietery, nog 2 in die hof. Skermmoord, man en vrou sterf in Milnerton. BTW besluit, plaas Suid-Afrika nie in 'n beter posisie nie. Polisielid kry 25 jaar tronkstraf vir verkrachting. Ou SASSA-kaarte sal steeds werk. Carlos Alcaraz onttrek aan Ope. SA bekertoernooi vandag hervat. Woensdagmiddag het 2 mense gesterf nadat 'n onbekende man vir Amanda Jonker, wat 60 jaar oud was, en Kobus Aghenbach, wat 58 jaar oud was, genader en met 'n mes aangeval het. Die voorval het in Milnerton gebeur. Volgens die publiek is nog ander mense aangeval, maar die plaaslike polisie kon dit nie bevestig nie. Ander slagoffer het dit reg gekry om van die aanvaller te vlug en het na die polisiekantoor gehardloop en die polisie daarvan in kennis gestel. Die polisie het vandag op die klagte gereageer en sodoende is die aanvaller vasgetrek en in aanhouding geplaas. Amanda was eers aan die mediese toerusting gekoppel in die hospitaal om te kyk of mediese personeel haar aan die lewe kon hou, maar dit was onsuksesvol gewees en sy is toe breindood verklaar. Kobus was ook aan dieselfde masjiene gekoppel en het ook aan sy beserings beswyk. Die polisie ondersoek nou 'n saak van onder meer moord en die besit van 'n gevaarlike wapen, asook aanranding met die opset om ernstige leed aan mense te doen. Die voorval het by die Pro Car Wash Depot gebeur waar hulle gesit het. Eers is die slagoffers gestabiliseer deur die plaaslike mediese en toe in die hospitaal geneem vir verdere behandeling. Die verdagte sal volgens die polisiewoordvoerder vandag in die Kaapstadse Landdroshof verskyn op die aanklagtes wat teen hom gemaak is. Hy sal die kans gegee word om aansoek te doen vir regshulp, waarop 'n formele borgaansoek sal volg. Die polisie se ondersoek duur voort. Nog 2 verdagtes wat glo vroeër van dese maand betrokke was by die noodlottige skietvoorval in die Landdroshof in Wynberg is deur die polisie in hegtenis geneem. Die 2 verdagtes wat onderskeidelik 23 en 34 jaar oud is, sal in die hof verskyn. Dit bring nou die getal verdagtes wat weens die moord in hegtenis geneem is op 4 te staan. Die inhegtenisnemings volg 'n dag nadat die eerste 2 beskuldigdes, Shireen Matthews wat 35 jaar oud is en Abu Bakar Adams wat 24 jaar oud is, woensdag vir die eerste keer saam in die hof verskyn het. Hulle staan tereg weens die moord op Dingala Mayo Sincho wat 50 jaar oud was, wat op 8 April op die 4de verdieping van die hofgebou in die kop doodgeskiet is. Na vandag se hofverskyning van die 2 nuutste verdagtes sal hulle saak na verwagting by Matthews en Adams se saak gevoeg word. Die staat beweer Matthews het Sincho, wat 50 jaar oud is, uit weerwraak laat vermoor. Volgens die staat was daar 2 skieters, waarvan Adams 1 was. Matthews het na bewering die 4 wapen en ammunisie die dag by die hof ingesmokkel. Sincho was 'n lid van die taxibedryf en moes op 8 April op aanklagte van moord, 3 aanklagte van poging tot moord en die onwettige besit van 'n 4-wapen en ammunisie in die hof verskyn het. Matthews is volgens die staat die baasbrein agter hierdie wraakaanval. 'n Senior ekonom van Economics, Oxford, South Africa, meen die webplan wat die land tot dusver moes ry om uiteindelik by 'n onveranderde BTW-koers uit te kom, het aansienlike skade aan Suid-Afrika se beeld as 'n beleggingsbestemming aangerig. Die begrotingssaga het heeltemal te lank voortgesleep en die verdeeldheid wat dit meegebring het die politieke sekerheid van 'n regering van nasionale eenheid, die RNE, wat beleggers verwag het, laat kwyn. Oxford Economics se eie data toon ook 'n onveranderde BTW-koers sal nie 'n wesenlike hupstoot bied aan Suid-Afrika se ekonomiese vooruitsigte vir die res van die jaar nie. Daar is geen duidelikheid oor die pad vorentoe en hoe die tesorie ander bronne van staatsinkomste gaan vind en hoe volhoubaar dit sal wees nie. Die regering gaan dringende staatsbesteding moet hersien. Die regering se wisselvallige besluitneming hou ook koste-implikasies vir plaaslike ondernemings in, so waarsku die Suid-Afrikaanse Instituut vir Belasting. Baie ondernemings moes ook reeds geld bestee het aan die aanpassing vir hulle betaalstelsels om voorsiening te maak vir 'n BTW-verhoging van 0,5%. 'n neef van die veroordeelde moordenaar, Salim John, asook van Ralph Stanfield,
vermeende leier van die 28 bende van Valhalla Park in Beacon Valley, Mitchells Plain, sal na verwagting vandag in die Landershof in Bishop Lywes verskyn op die aanklagte van poging tot moord. Hy is Dinsdag in hegtenis geneem nadat die polisie inligting ontvang het dat hy glo die persoon is wat opdrag gegee het dat die huis van 'n staatsgetuie in 'n hofsaak aangeval moet word. Jonas in Februarie 2014 3 keer lewenslange tronkstraf opgelê weens 3 moorde waaraan hy skuldig bevind is in die hof. Volgens die polisie word die omstandighede van die aanval tans ondersoek, maar die senior staatsaanklaers het nadat hulle die voorlopige dossier onder oog gehad het, besluit die man moet wel aangekla word. Die inhegtenisneming volg op samewerking tussen verskeie wetstoepassingseenhede wat reeds besig was met operasie in Valhalla Park en in Bishop Lywes. Polisiebeampte van Montague is Woensdag 25 jaar tronkstraf opgelê omdat hy 'n minderjarige in die polisiekantoor se traumakamer verkrag het. Die polisiebeampte, wat 64 jaar oud is in die streekhof van Montague verhoor waar hy skuldig bevind is aan die verkrachting van die meisie wat 15 jaar oud was toe sy op 30 Augustus 2016 verkrag is. Die polisie het die meisie by die traumakamer ingeboek waarna sy 'n vorm moes voltooi wat onder meer haar ouderdom aangedui het. Die beskuldigde het die meisie later minstens 2 keer besoek terwyl sy in die traumakamer besig was. Sy is die volgende oggend huis toe en het aan haar ma gesê wat daar gebeur het. Hy is later op borgtog vrygelaat. In sy slotbetoog het die staatsaanklaer gesê die beskuldigde het die einste ruimte waar slagoffers veronderstel is om veilig te voel in 'n misdaadtoneel verander. Die hof moet die vertroue van die gemeenskap en die polisie herstel sodat toekomstige slagoffers van sulke misdade weer veilig sal voel en na vore sal kom sodat geregtigheid wel kan geskied. Suid-Afrika tans nie 'n nasionale begroting nie, vra oor die begroting en spesifieke fiskale raamwerk en inkomstevoorstelle. Die kern van Enoch Godongwana, minister van Finansies, se begroting is gisteroggend deur LPs in die parlement geopper. Die fiskale raamwerk en inkomstevoorstelle is op 2 April deur die nasionale vergadering, die NV, goedgekeur. Godongwana het gister die wetsontwerp oor belastingkoerse en wysigings van inkomstewette van 2025 in die Staatskoerant gepubliseer. Die minister verwys in sy verklaring daarna dat 'n begrotingstekort van 75 miljard rand in die volgende 3 jaar ontstaan weens die skrapping van die BTW-verhoging. Postbank het aangekondig dat die goue SASSA-kaart vir mense wat hulle staatstoelaas by die bank ontvang steeds na 31 Mei vanjaar sal werk. 'n Krisis het vroeër ontstaan met die uitreik van nuwe kaarte wat gekenmerk is deur lang toue en 'n tekort aan personeel waar begunstigdes 'n kaart kon ontvang. Dit het daartoe gelei dat die sperdatum vir die oorskakeling herhaaldelik verleng is. Die goue kaart sal volgens Postbank steeds by alle betaalstelsels oor kitsbanke en betaalmasjiene werk. Nikki Bengashi, uitvoerende hoof van Postbank, sê in 'n verklaring die kaarte sal aanhou werk totdat elke begunstigde na die nuwe swart Postbankkaart oorgeskakel het. Die Spanjaard Carlos Alcaraz, 'n 2-malige wêreldkampioen in die Spaanse hoofstad, sal weens 'n besering nie van dese week in die Madrid Ope aantree nie. Alcaraz, 3de op die wêreldranglys, sy Sondag in die eindstryd van die Barcelona Ope, sy duispier en lies beseer. Ek wil dinge nie te ver vooruitloop nie, maar ek hoop ek sal gereed wees vir die Franse Ope, het hy gesê. Alcaraz het sy kleibanseisoen met die titel in Monte Carlo begin. Alcaraz beplan om na Rome te reis vir die Italiaanse Ope wat op 6 Mei begin. Die Franse Ope begin wel op 25 Mei. Die onbestendige Novak Djokovic met 99 beroepstitels op sy kerfstok het intussen erken hy is nie een van die gunstelinge in Madrid nie. Djokovic het ondanks die nederlaag vroeër die maand met sy afrigter Andy Murray aan sy sy in Madrid aangekom. Hy het 'n interessante antwoord gegee toe hy gevra is om sy vlakke van motivering te beskryf. Djokovic het volgehou dat hy nie in Madrid sou wees as sy motivering nie meer daar was, het hy aan die media gesê. Die SA-beker vir plaaslike rugby-unies is weer aan die gang en verskeie wedstryde word die naweek afgehandel. In die eerste wedstryd is die Pumas en die Griquas wat mekaar in die stryd in Bombela Stadion gaan aansê. Hulle het nog nie 1 wedstryd verloor nie en sal dus hulle beste rugby vir hierdie seisoen moet uithaal om te bepaal wie sover die beter span sal wees. Afrigters van beide spanne se taktiek en wedstrydplanne sal getoets word en soos gewoonlik sal ondersteuning van beide spanne help met die aanmoediging. Die Pumas se insluiting van Sango Kamlashe sal verseker dat die span weer op al sy seiers moet vier
en hy sal sekerlik, soos in die verlede, weer met sy dryfbewegings wat uitloop op sy drieë. Hy was telke male sy Spaanse staatmaker gewees. Pieter Berg, die Griekse afrigter, ken natuurlik sy opponente se sterk en swakpunte en sou beslis op dit gefokus het, toe hy sy span gedurende die week voorberei vir die harde wedstryd wat voorlê. Ander wedstryde vandag is om 1600 uur speel die Grens teen die oostelike provinsie. Môre om 1400 uur is die Boveland Cavaliers teen die Luiperds. Om 1500 uur pak die Griffins die SWD in Welkom. En die Cheetahs is die gasheer vir die Valke in die Toyota Stadion in Bloemfontein. Die wedstryd is ook om 1500 uur en die man in Oranje het beslis ook 'n appeltjie te skil met die Valke wat ook nog in die wedloop is om die uitspeelrondes te haal. Die Suid-Afrikaanse beker puntelys lyk so. Die eerste plek is die Suzuki Griquas op 30 punte. In die tweede plek is die Erling Pumas ook op 30 punte. In die derde plek lê die Toyota Cheetahs op 22. In die vierde plek is die Sanlam Boland Cavaliers met 20 punte. In die vyfde plek is die Nova Wit Griffins ook op 20 punte. Gevolg deur die Valke in die sesde plek, selfs ook op 20 punte. In die sewende plek lê die OP op 12 punte, gevolg deur die Pangela SWD Arende op 7 punte. Die Leopards is in die negende plek met 4 punte. In die laaste plek is dit die Grense Bulldogs met 2 punte. Andre Esterhuizen sê hy is bewus daarvan dat Ulster met 'n gunstige uitslag verskeie van sy staatmakers vir oulaas voor sy tuiskare in Belfast sal begroet. Ons verwag 'n groot aanslag van Ulster. Dis 'n massiewe kragmeting vir hulle en ook hulle laaste tydswedstryd, het Esterhuizen gister vanuit Belfast, Ierland gesê. Die Haie het reeds Sondag in die Noord-Ierse hoofstad geland voordat hulle Maandag, Dinsdag en gister skouer aan die wiel op die oefenvelde gesit het. Die weer lyk tot dusver goed in Belfast en ons voorbereiding vir die week vorder goed. Dit lyk wel of dit die naweek 'n bietjie nat kan wees, het hy gesê. Dit gaan natuurlik hard, vinnig en fisiek wees. Hulle is natuurlik 'n goeie aanvallende span en ons verdediging gaan in die kol moet wees, het Andre Esterhuizen gesê. Die Haie is tans met 'n dosyn bokke in hulle geleder opgewarm. Rory McIlroy, die Noorduur, het uiteindelik by golf se eksklusiewe Grand Slam Club aangesluit toe Justin Rose in 'n emosiebelaide uitspeelwedstryd geklop het om die meesterstitel. McIlroy sê dit sedertdien ontelbare gelukwensings van oral oor gekry. Dit gebeur nie altyd dat jy 'n lewenslange doelwit of droom verwesenlik, het hy gesê. Ek het probeer om alles wat op my pad kom te geniet. Dit was natuurlik nie altyd maklik gewees nie. McIlroy sê die boodskappe het nie net uit golfgeleder uitgekom nie. Ons het almal doelwitte en is nie altyd maklik om dit te behaal nie. In my geval het ek meer as 'n dekade gesukkel, maar wanneer dit gebeur, resoneer dit mense wat in dieselfde situasie as jy is, het hy gesê. Die ultraveldatleet Nicolette Griffioen is een van die vroeë gunstelinge vir die Ultra Trail Drakensberg, die UTD, sy mylwedloop van 160 km wat vandag gaan begin. Die byeenkoms se 5 afstande maak voorsiening vir veldatlete met verskillende fiksheidsvlakke. Meer as 900 atlete sal deelneem. Griffioen het verlede jaar algeheel 5de in 'n tyd van 25 uur, 51 minute en 40 sekondes klaargemaak. Die ultra lang asems word vandag met 'n bussie na die Sani Pass grens in Lesotho geneem. Die aanspraakmakers oor die 100 km roete is Chris Ngaka, George Gome, Mel Lane en Terren van die Kerk. Die ander afstande wat gehardloop word is 36 km en 25 km. Prysgeld van hierdie wedstryd is altesaam R161.000. Die amptelike afstand van die 98ste Comrades op 8 Junie tussen Pietermaritzburg en Durban is vasgestel op 89.98 km. Vanjaar is die eindstreep 'n paar kilometer verder in People's Park buite die Moses Mabhida Stadion in Mashabalala, Yengwarailand. Die langste afstand wat Comrades deelnemers tot nog toe moes aflê was 92 km en dit was in 1972 gewees. Die CMA glo die nuwe eindpunt sal meer inklusief wees en 'n beter atmosfeer bied. Daar sal hopelik ook minder verkeers opeenhopings wees as wanneer die wedloop by Kings Park sal eindig. Jake White sê hulle fokus eerder daarop om 'n toer op 'n hoogtepunt te kan afsluit. Ons het verlede week teen die vorige jaar se kampioen Munster gewen en nou kry ons 'n kans teen die verdedigende kampioen. Natuurlik sal ons graag vir Glasgow op sy tuisveld wil wen, wat die kroon sal span op 'n wonderlike toer, maar ons beslis nie 'n wraakstryd, het hy gesê.
Cameron Hanekom en Marcel Coetzee, twee van die grootste uitblinkers van Saterdag in Limerick, sal hulle plekke in die beginspan kwyt wees. Franco Smith, die Warriors se afrigter, het 8 veranderings aan sy beginspan gemaak wat sy by die verlede Saterdag met 14-6 in Parma gewen het. Rugbybepalings vandag lyk so: om 20:35 speel Glasgow teen die Bulls en dit word uitgesaai op SuperSport 211. Môre om 1400 uur skole rugby speel Grey College van Bloemfontein teen Parel Gymnasium, ook uitgesaai op SuperSport 216. Om 1600 uur is die VRK wedstryd, is die Leeu's teen Connacht. Om 18:15 speel die Stormers teen Benetton. Om 20:35 speel Ulster teen die Haie. Die wedstryd word op SuperSport 211 uitgesaai. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal die voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek lyk so: Messina 1827, Polokwane 1423, Lephalale 1527, Mbombela 1628, Mahikeng 1224, Pretoria 1020, Johannesburg 1424, Ermelo 818, Richards Bay 1724, Pietermaritzburg 1319, Durban 1823, Port St Johns 1822, Bethlehem 718, Bloemfontein 1020, Allewal Noord 1121, Welkom 1121, Vryburg 1223, Kimberley 1323, Appington 1627, Prieska 1323, Springbok 1527, Karasburg 1628, Keetmanshoop 1628, Mariental 1529, Alexanderbaai 1829, Brandvlei 1625, Loederitsbaai 2130, Vredendal 1433, Kaapstad 1722, Sutherland 1021, George 1622, Jeffreys Bay 1724, Geberra 1727, Graaff-Reinet 1122, Oos-London 1725, De Aar 1222, Molteno 9 in die oggend, 20 in die middag, Beaufort Wes 14 en 24 grade Celsius. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.80 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R12.05. Die euro kos R21.43. Die prys van 'n pond is R25.09. Die prys van 'n yen is 13 sent. Die prys van silwer is $33.58 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,345 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $65.12 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag lyk so: dis Vrydag, hoop jou lewensbeker loop oor van vreugde en geluk. Lag gereeld, gemaak gou 'n beker koffie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir julle toegewens.